Goeiemôre, groet julle vanoggend op hierdie wonderlike sondagoggend in die naam van Jesus Christus. En dankie vir die voorreg wat julle vir my gee om 'n bietjie in God se woord saam met julle te gaan. Dit maak jou altyd opgewonde as jy in God se woord ingaan en jy lees en dit is asof die woorde lewendig word. Ek meen dit is die lewende woord, maar dit is asof dit lewendig geword en dit praat met 'n ou se gees en in jou siel. En dis vir my 'n voorreg, dis hoekom dit so lekker voorreg is vir my om God se woord te deel. En ek wil hê julle moet dit persoonlik vat, opneem. Weet, as jy God se woord lees, dan moet jy dit lees asof jy daar is, asof jy hierdie storie wat hierdie disippels vertel, asof jy saam met hulle die pad stap. Want dan begin jy glo, en dan begin jy sien, dan begin die wêreld vir jou oopgaan, deur God se oë. En ek lees vanoggend uit Markus en ons het nou net weer die opstanding gevier en verlede week was dit die eerste week wat Jesus saam met sy disippels gestap het en hulle het hom gesien. En ek wil graag 'n stukkie hierso uit Markus 16 saam met julle lees vanoggend, met julle deel. En dit is daar waar Maria, sy sien Jesus en haar oë gaan oop en sy besef wie dit is. Sy het eers gedink is 'n tuinier. Toe dog sy dis iemand wat daar was toe hulle Jesus se liggaam gevat het. Maar toe besef sy, toe gaan haar oë oop en sy sien dit is Jesus, die Christus wat voor haar staan. En sy gaan en sy het gegaan en dit vertel aan die wat saam met hom gewees het, terwyl hulle treur en ween. En baie keer is jy in soos jou gees en jou siel is so in toestand as jy ween en jy treur oor iets of iemand, dat jy nie die waarheid wil sien nie. Maar is daar, dit bly nog steeds die waarheid, of jy dit nou wil sien of glo of nie, dit bly nog steeds die waarheid. En toe hulle hoor dat hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie. En hierna het Jesus in 'n ander gedaante verskyn aan 2 van hulle terwyl hulle loop op pad in die veld. En dit is daar waar ons bietjie gedeel het verlede week, die pad na Emmaus toe. Hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, maar die het hulle ook nie geglo nie. Sien hoeveel van ons woord, hoeveel van ons van die dinge wat kom, hang af van of jy glo of nie. Ons gaan aan, later het hy aan die 11 self verskyn toe hulle aan tafel was en hy het hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyd. Jesus praat, God praat met my en jou vandag om te sê, glo jy? En wat glo jy? Hy sê daarso en hy sê, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Dis eenvoudig, ouens, God het dit gespreek en daarom is dit die waarheid. As dit in God se woord opgeskryf is, dan is dit die waarheid. Ons is geneig om te glo wat mense vertel, maar hier is dit in God se woord. Ekskuus, verskoon my daarso, ja. En hy sê in vers 15, en hier kom dit wat ek so graag wil hê, jy moet luister na hierdie stukkie hierso. Markus 16, vanaf vers 15. En Jesus en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Die evangelie, dit is die goeie nuus, as ons dit so kan stel. Die goeie nuus, en as ons mooi daaraan dink, dit is die nuus wat so goed is, wat so wonderlik is, dat dit moeilik is om te glo. Want iets so mooi kan nie die waarheid wees nie, en tog is dit. Iets so wonderlik, iets so kragtig, iets so lewensveranderd, dit kan nie die waarheid wees nie, want binne in ons moet ons opgewonde raak as ons hierdie woord vat, hierdie evangelie vat, en ons deel dit met ander. Dit moet iets hier binne in ons wakker maak, en dis wat God wil hê, dit was wat Jesus aan sy disippels vertel, en as jy een is wat glo vandag, Jesus sê dit vir jou vandag, hy sê dit vir jou vandag, dit is die evangelie, dit is jy met opgewonde raak as jy net daaraan dink. Ek meen as jy dink aan 'n reis of 'n vakansie wat nader en nader en nader kom, dan raak ons opgewonde, want dit kom nader en dit kom nader, en hier sê God vir ons, dit is die evangelie wat hier is. Dit is die woord van God wat hier is. Dit is die koninkryk van God wat binne in jou is. En dis hoekom ons hoef nie meer daarna wat uit te sien dat dit eendag gaan kom nie. Johannes die Doper het voorspel, dit gaan kom. Jesus het gesê, dit is nou binne in jou.
En dis hoekom jy opgewonde kan raak daaroor. Dit is hoekom jy die woord kan deel, want is iets wat binne in jou is, wat lewensveranderd is, wat binne in jou is. En kom ons kyk wat sê hy verder, hy sê, hy wat glo, eenvoudig nie, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. So wonderlike nuus is dit nie, nee. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Wat dit sal hierdie tekens glo? Die wat glo, nie wat deur 'n hele proses gegaan het nie, nie wat deur 'n hele belydenis of iets soos dit gegaan het nie. Ja, daai goed is belangrik, maar dit is net 'n doktrine wat jou vashou aan die ou mens. Maar hier kom Jesus en hy sê, die wat glo, glo jy vandag? Wat moet ons glo? Glo dat God die Seun in die is. Glo dat Jesus God geopenbaar is in die vlees. Glo dat die koninkryk van God wat binne in jou is. Glo dat die woorde wat Jesus gepraat het van God afkom en hy spreek dit met die autoriteit en die mag wat aan hom toevertrou is. En hy het al daai vir jou en vir my gegee. Glo jy dit vandag? Sê wat as jy dit glo, sal hierdie tekens volg, sal hierdie tekens volg. Nie as jy eers deur hierdie dinge gaan en dan moet jy daai dinge doen en dan moet jy dit doen. Daai is doktrine en ons sien dit vandag. Ons sien dit nou is die paus dood en nou wat nou? Nou rou almal. Nou sit daar rookseintjies wat uit skoorstene uitkom. Nou sit hulle in verwagting vir 'n nuwe paus, want hulle weet nie wat die waarheid is nie. Hulle glo nie in Jesus Christus nie. Hulle glo nog steeds dat alleenlik deur 'n hoëpriester sal jy gered word. Daai is lankal nie meer nie. En dit is dit waarvan hulle praat hierso. Glo jy dat die Here Jesus Christus gekom het? Hy het vlees geword. Hy het onder ons kom woon. Hy het deur daai walglikheid gegaan. Hy is gemartel, hy is seer gemaak. Hy is geslaan, hy is gekruisig. En daar toe hy aan die kruis gehang het, het daai voorhangsel wat na die allerhoogste, heilige plekke toe gegaan het. Daai voorhangsel is geskeur. En ons het nie meer 'n middelaar nodig nie. Ons het nie meer daai hoëpriester nodig nie. Ons kan direk in die troonkamer van God ingaan. Ons kan direk met God praat. Glo jy dit en dit is wat hy sê? Glo jy dat Jesus het weer opgestaan het en hy het onder ons weer kom stap en nog wonderwerke gedoen en homself verskyn aan meer mense? Glo jy dit vandag? En hy sê, en vir die wat glo sal hierdie tekens volg. Eenvoudige evangelie. Ons maak dit so kompliseerd deur ons eie doktrines by te las. En hier sê dit, vir ons sal hierdie tekens volg. In my naam, in wie se naam? In Jesus Christus naam. Nie net Jesus naam nie. Nee, want elke tweede profeet deesdae trek dit aan en sê jy kan my Jesus noem en daai goed. Nee, Jesus die Christus, Jesus ons verlosser, in daai naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. 'n Eenvoudige evangelie, wat vir my en vir jou verwag is dat ons sal glo. Ons sal glo in God. Ons sal glo dat hy opgestaan het. Ons sal glo dat hy opgevaar het hemel toe en sy gees uitgestort het oor die ganse wêreld. Ons sal dit glo en hierdie tekens sal volg. Maar as ons dit nie glo nie, mense, dis niks wat God vir ons kan doen nie. God het alles al reeds gedoen. God het al die mag aan ons oorgegee. God sê al hierdie tekens sal volg vir die wat glo. Glo in wat? In die naam van Jesus Christus, in die wonderwerke wat in daai naam kan plaasvind, alreeds plaasgevind het, deur die bloed wat hy gestort het. Hy sê, nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel, en het gaan sit aan die regterhand van God. Weens daai
God se werk is klaar. Hy het daai mantel aan ons oorgegee. Hy het die wonderwerke, die tekens, hy het dit aan ons oorgegee. Die mag en die autoriteit het hy aan ons oorgegee. En dan kan hy ons gaan sit en sê, dis nou in julle hande. Dis nou in ons hande. Ons wat gevul is deur die Heilige Gees. Ons wat die koninkryk van God binne in ons het. Ons het nou die werk om te doen, om uit te gaan en hy werk te gaan doen. Dit begin deur die evangelie te verkondig aan die ganse wêreld. Hoe meer ons dit verkondig, hoe meer gaan ons wonderwerke sien, hoe meer gaan ons lewens veranderd sien, hoe meer gaan ons duiwels uitdryf, hoe meer gaan ons wonderwerke sien. En daar sê maar, hulle het uitgegaan en oral gespreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Gehoorsaamheid begin by ons. God is al reeds gehoorsaam, tot die dood aan die kruis gehoorsaam. Nou verwag hy dat ons gehoorsaam sal wees en die evangelie gaan verkondig. En as ons die evangelie gaan verkondig, gaan die tekens, sê dit hierso, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig. God se woord is die waarheid. As ons uitgaan en ons deel doen, gaan God kom en hy gaan saam met ons werk en hy gaan die woord bevestig en die tekens sal volg. So ek los daai by julle. Dit is daar waar ons dit lees in Markus 16. Lees dit vir jouself hierdie week, mediteer daaroor, dink daaroor, spreek dit in die geloof in, sodat ons daai wonderwerke kan sien, Mag jy 'n geseënde week hê. Mag die Here jou ryklik seën, jou huwelik, jou lewensmaat. Mag God jou familie en jou huisgesin ryklik seën. En ek sê dit, ek spreek dit oor jou uit. Mag die Here jou besigheid ryklik seën. Mag jy geseënd wees in alles wat jy doen. Hoekom? Want die Here het dit klaar gedoen. Die Here het al klaar daai belofte oor jou uitgespreek. Al wat hy van jou verwag, is dat jy gehoorsaam sal wees en uitgaan en dit uitleef. En God werk saam met jou. God gaan saam met jou en die tekens sal volg. Mag jy 'n geseënde week hê en as dit die Here se wil is, dan praat ons weer volgende week. Ek groet jou in Jesus naam. Amen.